Goeiemôre gemeente. Ek hoop en ek vertrou dat dit goed gaan met julle elkeen. Dit is so lekker om 'n sonskyndag te beleef na al die wonderlike reën wat ons ook uit die Here se hand ontvang het. Geliefdes, ons gaan ons toetrede lied saam sing, staande sing, Gesang 176 en dan gaan ons bly staan vir die foto met seëngroet. Kom ons staan. In Johannes 3 vers 16 staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Mag die bron van alle lewe, die lewensseën. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang saam, lied 200. Wat 'n wonderlike voorreg om die Here ook te kan eer deur ons toetrede in ons lofsanglied wat ons nou so saam gesing het. Maar voordat ons
begin met die preek en die inleiding en so ook die skriflesing. Kom ons sit net so en dan bid ons ook saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om in U naam te kan vergader. Om hier in U naam by mekaar te kan kom in U gemeente. En so bid ons, Here, en ons vra in diepe afhanklikheid. Maak ons harte en ons gedagtes oop. Laat ons luister na U woord en daarvolgens gaan lewe. Spreek met ons, Here, want U dienaars luister. Dankie, Here, vir die reën waarmee U die aarde geseën het. En dankie dat U ook in ons elkeen se lewe aan ons sorg en aan ons voorsien. Ons vra, Here, berei ons harte voor vir die Christusfees wat voorlê. Vul ons lewe met U teenwoordigheid, U nabyheid en U liefde en U genade. Laat U wil geskied ook in ons lewe. Amen. So geliefdes, vanoggend op die bord is daar 'n foto van hierdie stamboom wat leeg is. Het jy al ooit U stamboom nagevors? Het jy al ooit gekyk wat U herkoms is en wie U voorgeslagte is? En ek sien hier's 'n hele paar koppe wat ja knik, so ek neem aan hier's 'n hele paar van U wat weet wie in U stamboom en in U geslagsregister is. Dit is deel van ons identiteit. Dit is deel van wie ons is. En al soveel van die jonger geslag veral wat nie weet wat ons herkoms is nie. Waar ons vandaan kom nie. Maar wanneer ons eerlik is oor ons stamboom en in hierdie navorsing indelf, en ons is regtig eerlik met onsself, dan is daar ergens iemand in ons stamboom wat ons liewer sou wou uitlaat. Iemand oor wie ons dalk skaam kry, eintlik wil wegsteek dat daardie persoon deel is van ons voorgeslagte. Dalk iemand waarvan ons nie hou nie, wat ons liewers nie sou wou deel hê van ons stamboom nie. En dan het ons almal maar eintlik daardie spreekwoordelike swart skaap in die familie. Sommige van ons is die swart skaap in ons familie. Hang af met watter familie 'n mens nou praat. Daardie mense waarvan jy nie jou vriende wil vertel nie. Daardie mense wat jy nie na 'n familiebyeenkoms of 'n geleentheid toe wil nooi nie. Daardie mense wat voor die dominee kom huisbesoek doen, dan haal ons gou die foto's van die muur af, of sit gou die foto's plat, laat niemand vra nie. Daardie mense dat, as jy hulle in 'n winkel sien, dan duik jy net so in 'n ander rak in, want nou moet jy nou net nie sien vandag. Ons almal het sulke mense in ons familie. En dit klink dalk lelik om te sê daardie mense of sulke mense, maar jy weet dan presies van wie ek praat. En nou is ons op pad na Kersfees toe en vanoggend gaan ons nadink oor die stamboom en die geslagsregister van Jesus Christus. Ja, daardie gedeelte in die Bybel wat ons gewoonlik so verbyblaai, want dit is mos nou 'n vervelige gedeelte om te lees. Ons gaan vanoggend juis
dit lees. En ons gaan 'n bietjie nadink oor die name wat voorkom in Jesus se stamboom. Want daar is ook swart skape in Jesus se stamboom. Daar is ook van daardie mense en sulke mense in Jesus Christus se stamboom. Dalk sit jy vanoggend hier en jy dink dalk na oor u stamboom en u wonder waar u inpas in u eie stamboom. Is u welkom in die stamboom waarvan u deel is? Of voel u verwerp en verstoot, veroordeel in die stamboom waarin u is? Want daar is mense in Jesus Christus se stamboom wat ook nie welkom gevoel het nie. Wat ook verwerp is en verstoot is en veroordeel is. Gewone mense, soos ek en u met foute en sonde en 'n verlede. So is daar 2 geslagsregisters wat van Jesus Christus se stamboom getuig. Die een is in Lukas 3 verse 23 tot 38. Maar ons gaan spesifiek die een lees wat voorkom in Matteus 1. Die eerste 17 verse. Kom ons lees Matteus 1 vers 1 tot 17 asseblief. Ek weet dit klink vervelig, maar moenie aan die slaap raak nie asseblief. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab van Nagson en Nagson van Salmon en Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai en Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabim, Rehabim van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Isai. Isai was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Joachim en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonië toe. En na die Babyloniese ballingskap was dit so. Joachim was die vader van Sealtiel en Sealtiel die van Zerubbabel. En Zerubbabel was die vader van Abihud en Abihud van Eliakim en Eliakim van Asor. Asor was die vader van Sadok, Sadok van Agim en Agim van Eliud. Eliud was die vader van Eleazar en Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus Christus, wat Christus genoem word. En altesaam was daar 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Sjoe, wat 'n mondvol. Ek hoop u is nog wakker. Is almal nog by. Het almal nou verstaan wat ek lees? Toe maak. Dit is baie name om in te neem. En ek persoonlik is ook gewoonlik die een wat maar omblaai. As ek hier by Matteus 1 kom of daar in Lukas kom, want sjoe, dis regtig 'n lang lys van name om te lees.
Maar so is die besonderse van hierdie lys name dat vers 1 en vers 17 getuig van 'n chiastiese orde. So met ander woorde, die geslagsregister van Matteus begin by Jesus Christus. So in die begin vers 1 staan daar die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. En dan aan die einde in vers 17 word dit omgekeer. So geliefdes, sal u ook hoor dat die geslagsregister begin by Jesus Christus en eindig by Jesus Christus. Want dit is waaroor hierdie stamboom gaan. Dit gaan oor niemand anders as Jesus Christus nie. En Matteus vertel dit op 'n interessante manier, want hy praat van getalle. Hy deel hom so 'n bietjie op in 3 dele en hy sê, van Abraham na Dawid was 14 geslagte, en toe van Dawid na die ballingskap was weer 14 geslagte, en toe van die ballingskap na Jesus is weer 14 geslagte. En dit gaan oor hoe Matteus wil oordra dat Jesus die een is wat die belofte kom vervul, wat God aan Abraham gemaak het en wat God aan Dawid gemaak het. Hier sê Matteus eintlik vir ons, Jesus is die een wat die belofte, wat die profesie moes kom vervul. Die Messias is waarlik gebore. Jesus is gebore vanuit gewone mense. Gewone mense soos ons. En wanneer ons kyk na wie Matteus was, dan weet ons Matteus was ook net 'n gewone mens, 'n tollenaar. Sy eie volksmense het hom verstoot. Want hy het sy eie volk sy geld gevat as belasting en het oorbetaal aan die Romeinse keiser. Hy was nie geliefd onder sy eie mense nie. Matteus verstaan iets van verstoot te wees en daarom skryf hy juis vanuit hierdie perspektief. Jesus is gebore uit mense soos ons. Gewone mense. Jesus, seun van God, is gebore om sy teenwoordigheid in hierdie wêreld te deel. En sy liggaam het vir ons gebreek as gebroke mense. En hy het vir ons opgestaan uit die dood uit. En hy het vir ons die dood oorwin, sodat ons ook die genade en die liefde van ons hemelse Vader sal kan beleef. En danksy Jesus Christus is ons ook deel van die stamboom van Jesus Christus, is ons ingesluit in sy genade, in sy verbond. Matteus se eerste 17 verse kom getuig hiervan. En dit kom getuig ook dat ons as mense genade en vergifnis nodig het. En daarom moes daar juis vir ons 'n verlosser en 'n heiland gebore word. Ons gaan nie vandag stil staan by al die name in Jesus se geslagsregister nie. Maar ons gaan vandag nadink oor die vroue wat ingesluit is. Want sien, Matteus skryf vroue in Jesus se geslagsregister in,
wat buite die kultuurnorm is. Want vroue is eintlik nooit ingesluit in geslagsregisters nie. En wanneer ons na hierdie vroue kyk, dan kan ons wonder, maar hoekom en waarom is hulle name ingeskryf? Waarom is hulle deel van Jesus Christus, die Verlosser, se geslagsregister? Die eerste vrou waarvan ons lees in die geslagsregister is Tamar. Nou geliefdes, eintlik moet ons eers begin by Josef. Josef se verhaal lees ons ongeveer in Genesis 37. Josef was een van 12 kinders, hy was die laatlam, hy kry hierdie ongelooflike mooi mantel by sy pa, hy trek voordeel want hy is die laatlam, en sy broers gooi hom dan in 'n put en verkoop hom as 'n slaaf. Dink ons almal onthou daardie storie van kinderkerk en van vorige preke. Nou, een van Josef se 12 broers was Juda. En die interessante is dat Josef nie in hierdie geslagregister voorkom nie, maar juis Juda, een van die broers wat vir Josef verkoop het as 'n slaaf. Juda is 'n man wat 3 seuns gehad het. En toe sy oudste seun op die ouderdom kom van trou, toe besluit hy om buite die norm te gaan van die kultuur, en hy besluit toe maar, hy gaan 'n nie-Israelitiese vrou vir sy seun gaan haal. En so kom Tamar toe in die prentjie in, en sy word aan gegee as vrou. En so sterf Nou, hoe dit in daardie tyd gewerk het, kyk, dis eintlik nou maar 'n vreemde manier vir ons in hedendaagse terme om so daaraan te dink, maar hoe dit gewerk het is, indien 'n man tot sterwe kom, is daardie vrou oorgegee aan daardie man se broer. En dan sou, indien daardie vrou dan kinders gekry het, dit nog steeds bekend gestaan het as die broer se kinders, en hulle sou die broer se erfdeel ontvang het. Maar so was die vrouens, indien hulle weduwees geword het, aangegee na die volgende man toe. En dit het met Tamar gebeur. Tamar is toe vir Juda se tweede seun Onan gegee, en Onan het ook gesterf. En Juda het toe die gedagte gekry dat hierdie vrou slegte nuus is. Want 2 van sy 3 seuns het gesterf toe hulle met hierdie vrou trou. En hy sê toe vir Tamar, maar gaan weg, gaan terug na jou ouerhuis toe. Wanneer my 3de seun oud genoeg is, dan sal ek jou laat haal om met my laaste seun te trou. Maar Juda is eintlik nooit van plan om sy laaste seun met haar te laat trou nie. En so is Tamar eintlik byna vergete, verstote en verag. En sy sien en sy hoor hoe die seun van Juda groot word. Maar sy word nooit gaan haal nie. En toe hoor sy eendag dat Juda van plan is om te reis, en sy maak toe 'n plan. Julle, dis eintlik skiewelik, ek kan dit nie eintlik voor die kinders in die kerk vandag eintlik vertel nie, want sy het haarself vermom en vir Juda langs die pad ontmoet. Sy het haarself versluier, en so het sy hom toe verlei, en hy het 'n kierie en 'n seelring gegee om 'n nag saam met haar te spandeer. En so het dit toe gebeur dat
Ja, Tamar toe swanger geword het met haar skoonpa se kinders, sy was toe swanger met 'n tweeling. En Juda hoor toe maar Tamar is swanger. En hy laat haar want sy moet nou gestenig word volgens hulle wette, maar Juda besluit dit is nie goed genoeg nie. Sy is swanger en hy wil haar graag laat verbrand. Maar voordat hy haar kon verbrand, wys hy toe die seelring en die kierie en Juda bely toe daar, dit is sy kind en met geboorte toe vind hy uit, hy is die pa van 2 seuns. Dit is die storie van Tamar. Tamar wat ons waarskynlik nie sou inskryf in Jesus se geslagsregister nie. Tamar wat ons nie verwag om haar naam hier te lees nie. Geliefdes, Juda en Tamar het beide probeer om weg te kry vir hulle sonde en vir hulle foute. Juda en Tamar het beide diep en donker geheime gehad. Toe Juda hoor Tamar is swanger, het hy dadelik vinger gewys op haar sonde en hy wou laat sy verbrand word. Al het die wette gesê sy moet gestenig word. Hy was vinnig om vinger te wys na haar sonde en haar foute. Maar hy het nie aan sy eie foute en sonde gedink, totdat dit aan die lig gekom het. En soos Tamar, is ons as mense ook somtyds geneig om soos Tamar en soos Juda ons sonde en ons foute en ons verkeerde keuses weg te probeer steek. Ons het almal geheime. En baie van ons geheime is deel van seer en van pyn en van trauma. En nou lees ons dat ja, hierdie tipe mense in die geslagsregister van Jesus Christus is. Dat God hulle nie uit die Bybel uitgeskeer het nie, maar dat hulle deel is. God weet alles en nogtans is mense welkom by hom. En alhoewel Juda en Tamar een van die laaste name is wat ons verwag om te sien in die geslagsregister, is hulle juis ingesluit. Want Jesus Christus is vir mense soos hulle en vir mense soos ons gebore. Die tweede naam van 'n vrou wat ons sien in die geslagsregister van Jesus is Rahab. En Rahab was eintlik 'n gebroke vrou van Jerigo. En haar identiteit was bekend as gevolg van die tipe werk wat sy gedoen het. Sy was ook 'n tannie van die nag. Sy het man se identiteit onbekend gehou. Sy het dit geheim gehou. Maar almal het geweet wie sy is en wat haar werk was. En dan kom daar op 'n dag 2 Israelitiese mans by haar, wat as spioene ingestuur was. En
En sy het gehoor dat hulle God die stad Jerigo gaan verwoes. En geliefdes, dit is eintlik so ironies om dit te lees daar in Joshua, want hierdie twee spioene kom by hierdie vrou, hierdie twee Israelitiese mans, om te kyk of hulle Jerigo kan inneem, nadat God reeds vir hulle beloof het, dat hulle sal oorwin. Maar hulle gaan, en hulle stuur eers spioene uit. Nadat God gesê het, hulle sal oorwin. En dan hierdie ongelowige vrou, wat oortuig is dat God aan sy volk die redding en die oorwinning sal gee. Dat hulle hierdie stad sal inneem. Sy het gehoor van die God van Israel en sy het geloof in die God van Israel. En daarom maak sy dan 'n ooreenkoms met hierdie manne en sy sê vir hulle, sy sal hulle help. Maar wanneer hulle hierdie stad inneem, moet hulle haar en haar familie se lewens spaar. En so laat sy hulle wegvlug deur 'n rooi tou in die venster en sy sê vir hulle, kom oor 3 dae terug. God gebruik hierdie vrou om profeties te getuig van die verlossing. En in Joshua 6 lees ons hoe hierdie rooi tou by die venster uithang, terwyl hulle vir 7 dae om die muur van Jerigo stap, en toe die muur van Jerigo inval, is daar die vrou en die familie wat by haar was, se lewens gespaar en gered. En Rahab word dan deel van die Israeliete. Sy trou met Salmon en hulle het 'n seun met die naam Boas, Boas wat ook later met Rut sou trou. Maar dit is nie alwaar ons van Rahab lees nie. Ons lees weer van haar in die Nuwe Testament in Hebreërs 11 en in Jakobus 2 verse 25 tot 26. Want Rahab het gekies om God se volk te help, al het dit haar lewe in gevaar gestel. Rahab word in Hebreërs beskryf as iemand wat vanuit haar geloof opgetree het en daarom het God haar lewe gespaar. Rahab, wat deur Jakobus beskryf word as die straatvrou, het merkwaardig opgetree. Haar werke het van haar geloof getuig. En daarom is sy opgeskryf, ongeag van die beroep waarvoor sy bekend was, ongeag dat sy in die Nuwe Testament nog steeds bekend gestaan het as die straatvrou. Is sy ingeskryf in Jesus se geslagsregister. Ongeag van haar beroep, ongeag van wat mense van haar gesê het en gedink het God besluit om haar te red. Geliefdes, Jesus se geboorte, sy bloed, sy 3 dae in die graf en sy opstanding kom verander ook ons lewe. Ons word waarlik skoon gewas en bruikbaar vir die Here. Ongeag van wie mense sê ons is, van wie mense dink ons is, want God kyk na ons harte en ons lewe, na ons dade wat sigbaar is, deur ons geloof. En God wil ons insluit in sy reddingsplan.
Die derde naam wat ons lees is die van Rut. Nou Rut was 'n Moabiet gewees. En dit was eintlik 'n wettiese reël gewees dat wanneer iemand anders deel word van die Israelitiese volk, word hulle vir 10 geslagte nie as deel van die Israeliete beskou nie. Maar Rut word na net 3 geslagte ingeskryf as 'n Israeliet. Want daar agter kleinkind is koning Dawid. Rut het ook eintlik die hartseer van die lewe geken. As jong vrou het sy die groot droom gehad en sy het met hierdie man getrou en toe het sy die pyn beleef van die verlies van 'n lewensmaat. En sy kon nie oorgegee word aan haar swaar nie, want haar swaar is ook toe oorlede. En toe sit sy saam met haar skoonma Naomi en haar skoonsister Orpa, sit sy toe saam hulle as 3 weduwees in 'n land en hulle kry bitter swaar. Want mans was die broodwinners in daardie tyd gewees. En Naomi sê toe dat sy besluit om terug te gaan na haar mense toe, na Israel toe en dat sy Naomi en Orpa terugstuur na hulle ouerhuise toe om dalk weer te kan trou. En dan tree Rut baie braaf op en sy maak 'n eed teenoor Naomi om 'n onbekende pad saam met Naomi te stap. Nou geliefdes, Rut het alles gelos om saam met Naomi na 'n vreemde land te gaan. Met vreemde gebruike, vreemde kultuur vir haar, en sy het nie geweet of sy sal kan inpas nie. Maar sy het saam met haar skoonma Naomi in geloof en in vertroue 'n reis meegemaak. Sy het by haar belofte gehou en by haar Naomi gebly. En Rut was bereid om al haar gebruike te los, om saam met Naomi en haar familie te leef. Rut het selfs haar afgode gelos. Die afgode waarmee sy groot geword het, om die Here, die God van Israel te dien. Rut het alle bande met haar verlede verbreek. Om in geloof en in vertroue te leef. En God seën vir Rut. God seën vir Rut omdat sy hierdie loyaliteit en hierdie geloof en hierdie liefde uitgeleef het. En dan lees ons later hoe Rut toevallig vir Boas ontmoet het en hulle is toe getroud en Boas het vir Rut en vir Naomi onder sy vlerk geneem en hulle versorg. Maar as gelowiges glo ons nie in toeval nie. Ons glo in toeval God se lig. Ons glo nie in toeval nie. En God het vir Rut en Naomi uitkoms gegee en aan hulle voorsien, hy het vir hulle versorg. Rut se geloof is vir ons 'n voorbeeld van diensbaarheid en nederigheid en selfopofferende liefde. En God seën haar daarvoor deur haar in te skryf as 'n voorouder van die Here Jesus Christus. Ja, want God sluit gewone mense in sy plan in. Gewone mense. Somtyds loop hierdie lewenspad vreemde draaie. Maar wanneer ons met 'n geloofsoog na ons lewe kyk, dan sal ons kan getuig dat God betrokke is en teenwoordig is ook in ons lewe. Dat God ook aan ons voorsien en aan ons sorg. Dat God ons ook seën. God sluit
ons ook in. Al is ons net gewone mense. Die 4de naam wat ons lees is die naam van Batseba. Maar ons lees nie haar naam nie. Matteus beskryf spesifiek die vrou van Uria. Hy wil die leser spesifiek hier kom herinner dat Batseba 'n geskiedenis het. Sy was die vrou van Uria. En baie kommentare en baie mense het al oor die eeue vir Dawid die skuld gegee, want hy was die koning en hy het vir Batseba laat roep en na hom toe laat kom en nag saam met haar spandeer. Maar geliefdes, Batseba het ook die keuse gehad om te reageer op die koning se uitnodiging. Batseba het toe sy swanger word na Dawid toe gegaan. En toe Dawid haar man laat vermoor, toe trou sy met die moordenaar van haar man. En sy laat hom toe om haar te troos. Batseba het ook skuld aan haar en Dawid se optrede. En ek kry hulle so jammer, want hulle is ook soveel deur. Saam met hulle 'n kind verloor. En hulle moes deur daardie verlies saam werk. En in Psalm 51 kry ons een van die mooiste gebede van Dawid wat opgeteken is, waar hy sê, Here, ek bely my ongehoorsaamheid en my verkeerde woorde en my verkeerde dade. En hy bid vir vergifnis, hy smeek daarvoor. Hy smeek vir die wil van God in sy lewe. En ten spyte van hulle foute en hulle sonde, vergewe die Here hulle. En gee God vir hulle 'n nuwe kans en 'n nuwe geleentheid, en Salomo word vir hulle gebore. En soos Batseba en soos Dawid, al gebeur daar dinge buite God se wil in ons lewe, al maak ons foute, al maak ons verkeerde keuses, gee die Here vir ons geleentheid om ook vergifnis te vra, om ook ons skuld te bely. Beloof die Bybel dat God dit alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat hom liefhet. God was hulle genadig in sy liefde. En in sy liefde is hy ons ook genadig. Die laaste vrou waarvan ons lees is Maria. Die engel verskyn aan Maria, 'n Joodse jong meisie, en sê vir haar, sy moenie bang wees nie. Sy gaan swanger word. Maria is verloof. 'n Engel het aan haar verskyn en nou is sy swanger sonder gemeenskap. Geliefdes, dink net vir 'n oomblik hoe moes Maria voel, want sy moes hierdie nuus gaan vertel aan Josef. Sy moes dit gaan vertel aan haar familie en aan haar vriende. Aan mense moes sy vertel sy is swanger. Dink net aan die skinder, die kyke, die reaksies wat sy moes beleef. Ek dink Maria was opgewonde om die ma van Jesus Christus te word.
Maar ek dink ook sy was waarskynlik bang en onseker en gevul met vrees. Want waarom anders sou die engel vir ons sê sy moet nie bang wees nie? Wanneer ons lees, dan weet ons Maria was nog nooit van tevore swanger nie. Sy het nie geweet wat om te verwag nie. Daar het soveel onbekende dae en jare vir haar voorgelê. Maria en Josef was ook nie die perfekte ouers nie. Ons lees van 'n keer wat hulle tempel toe gegaan het en toe vir Jesus daar vergeet het. Dink net gou vir 'n oomblik, jy verloor die seun van God. Hulle was definitief nie perfekte mense nie. Maar tog lees ons dat Maria in Lukas 1 vers 38 gebid het dat sy beskikking tot die Here wil wees. En sy vra vir die Here, laat U wil geskied in my lewe. Gaan ons tot beskikking van die Here leef en sy wil vra. Josef en Maria is ingesluit in hierdie geslagsregister, want God gee vir hulle geloof, groter as hulle bekommernisse, groter as hulle vrees. En al het ons ook meer vrae as antwoorde, al het ons ook meer onbekende dae wat voorlê, kan ons soos Maria en Josef vertrou in ons hemelse Vader. Geliefdes, die geslagsregister van Jesus Christus is vol van mense met hulle eie lewensverhale, wat hulle koppe gestamp het in die lewe, wat onperfek was, wat sonde en foute gehad het, ongehoorsaam was, wat soms buite die wil van die Here geleef het. En Matteus kom herinner ons vanoggend dat God nogtans hierdie gewone mense in sy plan gebruik het. Dat hy hierdie gewone mense ingesluit het in sy wil. Dat God hulle ingesluit het in sy stamboom. Al dink ons as mense, hulle is nie goed genoeg nie, of hulle hoort nie daar nie, of al sou ons nie hulle name ingeskryf het nie. In God se genade en in sy liefde is hulle deel van sy stamboom. En dit getuig vir ons hoe die Here kom vanuit gebroke mense. En hoe hy gebore is in hierdie gebroke wêreld en vir gebroke mense kom leef het en kom sterf het aan die kruis. Dat sy liggaam gebreek het, sodat ons as gebroke mense sy genade en sy geliefde mag beleef. En so geliefdes, wanneer u na die stamboom kyk, en u voel dalk verwerp of uitgesluit of nie waardig nie, u kyk dalk met hartseer en pyn en trauma na die stamboom, of u voel die stamboom is sondig en vuil, of u het 'n stamboom wat u voel u wil wegsteek, wil vermom. Die Here kom herinner ons vanoggend dat
Niks ons kan weerhou van sy liefde nie. Die Here sluit ons in sy familie in. Al het ons ook foute en sonde. Want die waarheid is, geliefdes, ons het almal vergifnis en genade nodig. Ons het almal vrede nodig. Ons het almal die Here nodig. En al word ons geklassifiseer as daardie mense of sulke mense, of al klassifiseer ons mense as daardie of sulke mense, Jesus is gebore juis vir daardie en sulke mense. Ons is welkom en God aanvaar ons net soos ons is. God sluit ons in, al is ons onperfek, al is ons nie waardig nie, omvou die Here ons in sy liefde en in sy genade. Mag Kersfeestyd 'n ware Christusfees vir ons elkeen wees, waar ons herinner word dat ons almal welkom is by God, dat ons ingesluit is in sy verbond, dat sy Heilige Gees in ons wil woon en werk en ons ook bereidwillig en bekwaam wil maak. En soos God se wil geskied het deur gebroke mense, so sal die Here se wil ook deur ons as gebroke mense skied. Geliefdes, gaan na die Here toe, net soos hy is, want hy is welkom. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit deur 'n slotsang saam te sing, en dan gaan ons die seëngroet vang, en daarna gaan ons afsluit deur die Amen ook saam te sing, en dan uit mekaar uit te gaan. Geliefdes, kom ons staan vir gesang 353.
die seëngroet uit Deuteronomium 30 vers 6. Die Here jou God sal jou lewe en die lewe van jou nageslag aan hom wy, sodat jy hom sal lief hê met hart en siel. Amen.